Goeiedag, hierdie is my crit demonstrasie vir graad 8 EBW. Die onderwerp wat ons vandag gaan bespreek is produksiefaktore. Dit gaan 'n oorsig wees van oor die 4 produksiefaktore. So teen die einde van hierdie les wil ek baie graag hê leerders moet weet wat is 'n produksiefaktor en hulle moet al 4 kan noem en hulle moet voorbeelde daarvan in ons doughnutfabriek praktiese voorbeeld wat ons deur die les gaan verduidelik, vir my daar kan identifiseer, die vergoeding van elke produksiefaktor en hoekom het ons al 4 produksiefaktore nodig in enige besigheid. So, om prakties te begin, het ek in die begin van die klas het ek vir elke leerder 'n kaartjie en elke kaartjie bevat een van die 4 produksiefaktore wat ons nodig het om 'n doughnutfabriek te begin. So ek verduidelik ook vir hulle is die eienaars, hulle is die stigters van hulle eie doughnutfabriek en ek gaan hierdie praktiese voorbeeld ook dan regdeur al 4 produksiefaktore lesse dan gebruik. Ek het net gesien hulle vind aanklank met dit en is lekker om met dieselfde voorbeeld konnotasie te kan maak. So, as ons begin, kyk ons na hoe word 'n doughnut gemaak. So, wat het ons nodig om hierdie doughnutfabriek suksesvol te maak? Ons gaan mense nodig hê om dit te kan doen. Ons het toerusting nodig om dit te begin of te ontwikkel as hy reeds gestig is. En ons het bestanddele nodig en ons het iemand nodig wat die risiko moet neem. En al 4 hierdie goeders wat ek nou genoem het, is voorbeelde of is beskrywings, verduidelikings van produksiefaktore. So ons noem al daai goeders produksiefaktore. Maar die 4 produksiefaktore wat ons het, is arbeid, kapitaal, natuurlike hulpbron en entrepreneurskap. Ek gaan later vir julle verduidelik oor natuurlike hulpbronne se faktornaam. Maar vir nou, kom ons kyk wat is 'n produksiefaktor. 'n Produksiefaktor is die hulpbronne wat ons gebruik om goedere en dienste te produseer. Dis die definisie wat ek graag wil hê julle moet neerskryf en dan die kernwoorde of die sleutelwoorde wat ek graag gewoonlik in 'n definisie soek is hulpbronne, goedere en dienste en dan produseer. Dan kan ons kyk dan na voorbeelde in ons doughnutfabriek en ons kyk na voorbeelde van wat in 'n hospitaal aangaan en by 'n motorvervaardiger. So by hospitaal kan ons gaan, wat is arbeid? Die arbeid is die mens, so dis die dokters, die chirurg, die susters, die ontvangsdames. By kapitaal is dit die gebou self. By die natuurlike hulpbron is dit die water wat die chirurg byvoorbeeld gebruik om hulle hande te was voordat hulle operasies doen. En die entrepreneurskap is die eienaar van die hospitaal, die stigter, die mense wat die risiko geneem het om hierdie hospitaal te maak werk. En so gaan ons dan dieselfde doen by die motorvervaardiger. So dan kyk ons spesifiek na arbeid. So arbeid wil ek graag die definisie hê van mense wat die fisiese of geestelike werk doen om die goedere en dienste te produseer. So ek wil hê hulle moet verstaan dat dit is 'n persoon wat asemhaal. Dis nie 'n robot nie, dit is 'n persoon wat of aan die einde van die maand 'n salaris gaan kry, of weekliks 'n loon gaan kry, of per dag 'n loon gaan kry. Want hulle moet ook die verskil tussen die 2 vergoedings ken, dit is salarisse of lone. So in die doughnutfabriek is my skoonmaker siek en hier bars 'n pyp. Nou is die water oralste op die vloer en ek gaan uit en ek sien, daar's 'n ouetjie op straat. Ek roep hom en ek vra, hoorie so, wil jy vir my kom werk vir die dag? Ek sal vir jou X bedrag gee. Ek wil net hê jy moet vir my hierdie vloere mop en seker maak al die water is skoon en is veilig. Nie veilig nie, dis skoon. En dan aan die einde van die dag gee ek vir hom 'n loon. So, dis die verskil tussen loon en salarisse. My skoonmaker kry aan die einde van die maand 'n salaris. So, hulle moet net daai kan verstaan. En hulle moet verstaan dat
Sonder 'n arbeider is daar geen manier dat die donutsfabriek kan werk nie, want as ek my arbeider wegvat, dan wie gaan die donuts maak? Wie gaan oopsluit? Wie gaan die masjiene aansit? Want dit was ook 'n vraag al gewees is, maar die masjien doen dit. Ja, maar iemand moet nog steeds die masjien aanskakel. So die arbeiders is 'n belangrike faktor in enige besigheid om goedere en dienste te kan produseer. So ons doen voorbeelde uit die fabriek uit en dan doen ek voorbeelde uit 'n ander marksegment soos onderwysers by skole ensovoorts. Dan kyk ons nou na kapitaal. So die definisie wat ek graag by kapitaal wil hê is geld, geboue, toerusting wat gebruik word om goedere en dienste te kan produseer. Maar wat ek graag hier ook wil verduidelik aan die leerders is, kapitaal beteken nie net noodwendig geld nie, want ek het besef dat daar's so baie mense wat dink kapitaal beteken net geld en dit is nie. Kapitaal in 'n besigheid of in hierdie produksiefaktore is geld, geboue en toerusting om of hierdie doughnutfabriek te begin of om die doughnutfabriek as hy gestig is om hom te kan ontwikkel, het ons geld en toerusting nodig. So ja, wat hier die risikodeel inkom ook is, of die vergoedingsaspek van kapitaal is rente. So vergoeding en betaling, so is rente. So kom ons sê nou wil ek hierdie doughnutfabriek begin, maar ek het nie die kapitaal nie, maar nou moet ek na 'n bank toe gaan om 'n banklening te gaan kry, maar wat is my betaling dan vir dit? Of die vergoedingsaspek vir dit is, ek kry die kapitaal dadelik, maar nou moet ek die banklening teruggee aan elke maand vir die bank sy geld teruggee en ek betaal rente op dit. So dit is wat hulle daar moet wegdra is, by kapitaal is voordeel is ek kry die geld dadelik, nadeel is ek moet dit terugbetaal en ek moet rente op dit betaal. En dan by kapitaal, die aspek wat ons later in diepte kan gaan bespreek by kapitaal is geleende kapitaal en eie kapitaal. So geleende kapitaal, dit wat ek by die bank leen of by 'n organisasie leen, waar ek dit moet terugbetaal en rente betaal. So ons gaan in diepte in by daai les ook oor dit. Daar moet rente op dit is, dan is dit geleende kapitaal, waar eie kapitaal is waar ek dit geërf het, weer eens nie net geld nie, as ek 'n voertuig geërf het by my oupa en ek betaal niks op hom af nie, dis myne, dan sit eie kapitaal. My spaargeld, so ek betaal niemand af nie en ek betaal niemand rente nie, so daar is ook 'n aspek wat ons moet verduidelik oor kapitaal wat hulle dan ook later in die volgende les sal leer as ons in diepte gaan oor dit. Dan doen ons weer eens voorbeelde uit die doughnutfabriek en voorbeelde uit ander marksegmente. Nou, kom ons by natuurlike hulpbron. En die natuurlike hulpbron in graad 8, en ek sê dit ook so vir hulle, jy mag dit nog grond noem, want jy is in graad 8. Maar ek verkies dat jy eerder dit natuurlike hulpbron noem van die begin af. Die rede hoekom ek wil hê jy dit natuurlike hulpbron noem, is omdat as ek sê natuurlike hulpbron en ek moet 'n voorbeeld gee, dan kan ek dadelik die koneksie maak van natuurlike hulpbron, o ja, dis iets wat uit die natuur uitkom. So die definisie wat ek daar soek is alles wat direk uit die natuur uitkom om die goedere en dienste te kan produseer. So as ons kyk na die doughnutfabriek, enige iets wat ons uit die natuur uit kan kry, of wat ons nodig het uit die natuur uit om 'n doughnut te kan maak. So ons het koring nodig, koring is ons meel, suikerriet, want suikerriet is ons suiker, water, so enigiets, en ek sê ook vir hulle, moenie dit oordink nie. Die natuurlike hulpbron is enigiets wat uit die natuur uitkom om my doughnut fabriek en my doughnut te kan maak, te kan produseer.
So ons doen dan en dan wat is ons vergoedingsaspek op natuurlike hulpbron is ek gaan na 'n boer toe en ek sê vir die boer, ag boer, ek het my doughnutfabriek doen verskriklik goed. Ek wil graag my eie koring begin produseer. En ek gaan dit outsource want ek ken niks van boerdery uit nie, maar ek huur dan elke maand by hom 'n stukkie grond en ek sê vir hom kan ek by jou koring plant of kan jy vir my koring plant en dan betaal ek jy die huurgeld vir daai stuk grond. So ek moet elke maand dan huur op dit betaal. Dan gee hy vir my dit, so elke maand, so die vergoedingsaspek daarso is hier, so die huur daarvan moet betaal. Dan doen ek voorbeelde van die doughnutfabriek weer, voorbeelde van ander marksegmente, en dan, nou kom ons by die entrepreneurskap. So, entrepreneurskap en entrepreneur, wil ek net hê hulle moet kan onderskeid tref. Entrepreneurskap is 'n breër proses waar die entrepreneur die risiko vat om 'n besigheid te stig. So entrepreneurskap is nodig. Hy bring al 4 hierdie faktore bymekaar, want sonder hom sou daar nie 'n idee gewees het van die doughnutfabriek nie, en ons sou dan nie arbeiders gevat het nie, benodig het nie, ons sou nie kapitaal benodig het nie, en ons sou nie natuurlike hulpbronne benodig het nie. So ons het hom nodig, net soos die ander 3, almal het almal nodig. Al 4 produksiefaktore het mekaar nodig om 'n suksesvolle besigheid te kan stig of ewen te kan ontwikkel. So dit is ook belangrik wat hulle daar moet nodig het. So die vaardigheid om 'n besigheid te begin, te organiseer en dan die risiko te neem om dan of verlies of wins te maak. Want dit is ook die vergoeding daarvan, is die wins wat ons graag wil hê ons doughnutfabriek moet maak. Maar die entrepreneur is ook die ouetjie wat die risiko gaan neem. So as jy byvoorbeeld na die bank toe gaan en jy gaan maak 'n banklening om die doughnutfabriek te begin, en nou gee hulle vir die geld. Nou flop jou besigheid, so die deure maak toe. Wat doen die bank? Hy kom, hallo, ek soek asseblief my geld. En wat doen jy dan? Jy het nie geld nie. So, om daai konsep vir hulle te verstaan van, as jy 'n entrepreneur wil wees, moet jy 'n goeie besigheidsplan bymekaar hê, en jy moet weet, daar's positiewe en negatiewe nagevolge, en jy moet kan staan vir die besluite wat jy neem, en jy moet weet, jy moet hard werk om jou besigheid 'n sukses van te kan maak. So, daar is, jy wil die winst hê, maar die moontlikheid van verlies kan ook daar wees, as jy nie reg beplan nie, en as jy nie al alles insit, om die besigheid te maak werk nie. So die wins is, dit is die betaling vir die bestuur van die besigheid, en dan ook die neem van die risiko. So, hulle is belangrik, en dan wat ek ook hierso doen, is dan ek doen voorbeelde van die doughnutfabriek weer eens, en voorbeelde van ander marksegmente. Wat ek dan gewoonlik nou doen is, ek bring die 4 oudjies van 4 kindertjies vorentoe, en ek gee vir elkeen een van die faktore, en ek begin dan om sê, kan 'n besigheid werk sonder een van die faktore, dan laat ek een van die kinders sit, wat 'n faktor het. So kom ons sit, presies wat ek nou verduidelik het, so nou sit arbeid, en nou staan kapitaal, natuurlike hulpbron en entrepreneurskap se maatjie, en ek sê, kan hulle funksioneer, gaan hierdie doughnutfabriek werk, sonder arbeid? Dan sê iemand gewoonlik, ja, hulle dink dit kan, want ons robots, dan sê ek, nee, wie gaan die robot aansit? Wie gaan die ligte, wie gaan oopsluit, wie gaan die ligte aansit, wie gaan seker maak ons elektrisiteit? So, dan sê ek, nee, my kan nie, ons het hom nodig. En so doen ek dan deur kapitaal
kapitaal, as ons hierdie maatjie laat sak, nou het ons net vir arbeid, natuurlike hulpbron en entrepreneurskap, kan hierdie drie outjies, kan hierdie drie faktore werk sonder kapitaal? Nee, want ons kort die geld en die toerusting om die besigheid, die donut fabriek te begin of te ontwikkel. En dan sê ek, natuurlike hulpbronne sak af, dan het ons net vir arbeid, kapitaal en entrepreneurskap, kan ons 'n donut maak sonder natuurlike hulpbronne? Nee, ons kan nie, want ons kort die bestanddele wat uit die natuur uitkom, so die suiker, die meel, ons kort daai goedjies om die donut te kan maak, want dit is ons bestanddele. So gaan ons dan nou aan met die les en dan steek almal, dan vra ek om die les af te handel, dan doen ons voorbeelde. Almal steek jou hand op as jy dink jy is 'n entrepreneur. Steek jou hand op as jy dink jy's 'n natuurlike hulpbron. Steek jou hand op as jy dink jy's 'n arbeider. En steek jou hand op as jy dink jy het 'n kapitaal om ons donutfabriek te maak werk. So, dit is hoe ek dan hierdie les doen. En dan hoop ek alles is verstaan. So jy het jou 4 produksiefaktore, arbeid, kapitaal, natuurlike hulpbron, entrepreneurskap. En ons het dit, jy weet wat is produksiefaktore, jy ken die voorbeelde daarvan. Ons het vergoeding gedoen en hoekom is dit nodig in die besigheid. Dankie julle, lekker dag.